nie? En ons het nou ons het so lank gepraat oor net ons gesindhede teenoor mekaar. Ek weet nie eintlik meer wat ek alles gesê het nie, maar ek dink om maar net bietjie op te som oor gesindhede teenoor mekaar, wat vir die mense wat nou nie verlede week hier is, dit gaan maar basies oor dat ons mekaar moet lief hê en nie mekaar moet veroordeel nie en die minste moet wees. As ons gaan die sleutelvers, kan ons maar weer begin nie vanaand, en dit is Filippense 2, as jy gou soontoe wil bly, en dink net vir 'n oomblikie dan, ons gaan nou nie weer praat oor om teenoor mekaar op te tree nie, maar as jy teenoor enige iemand optree, en ons het verlede week gekyk na teenoor mekaar as gelowiges, en dan ook teenoor jou werkgewer, die ou wat vir jou, wie se slaaf jy is, en dan ook die mense wat jou slawe is, slawe in aanhalingstekens, jy weet wat ek daarmee probeer sê. Dat het moet gaan, dat jy hierdie gesindheid gaan hê, wat hier in Filippense 2 van vers 2 af, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, dieselfde gesindheid te hê, een in liefde, een van hart en een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En ek dink as jy weet, in Jesus se lewe ken wat hy op aarde gehad het, dan sal jy weet dat hy het niks uit selfsug en eersug gedoen. In die eerste plek moes hy sy eie wil neerlê om aarde toe te kom. Want dit was van baie beter om in God se teenwoordigheid te wees. En dan moes hy sy wil neerlê om te sterf. Maar hy het gedoen ter wille van ons. En so moet ek en jy ook, ter wille van iemand anders se belange, die persoon wat daar langs jou sit, of het nou jou vrou is en of het 'n onbekende is, of iemand 'n vriend is, of waar jy ook al is, altyd die ander persoon se belange eers. Ek vanmiddag het ek gou hier onder by Pick n Pay en die parkeerplek, as er 'n man wat uittrek en 'n vrou wat uittrek. Sien jy dat hulle twee nou daar kwaad raak vir mekaar oor wie moet nou waar ry? En ek besef dit die ou vroutjie wat nou karre oppas, sy sê vir my, "Ai, kan tannie nou glo dat hulle twee beklei nou oor wie moet nou eers hier uitkom?" Dis nou 'n tipiese, 'n simpel voorbeeld. Wat maak dit die saak wie ry eers uit? Verstaan jy, partykeer doen 'n mens so 'n ding en jy dink jy eintlik waaroor, hoekom jy dit doen. Dink dit altyd. Wat 'n gesindheid het jy teenoor daai persoon? Dat dit 'n Christus gesindheid is. Wat sou Jesus gedoen het? Die ou bandjies wat ons so op 'n tyd gedra het. Wat sou Jesus gedoen het in 'n bepaalde situasie? Okay, maar vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor ons gesindhede spesifiek in die huwelik. Teenoor die vrou, die man, wat 'n gesindheid die man moet hê teenoor die vrou. En ek wil regtig nie gaan oor die skrif in die huwelik, oor hoe man en vrou dit by die Here van ons vra oor hoe die man moet wees en hoe die vrou moet wees. Dit gaan nie oor gesindhede. Want soos ons verlede week gesê het, ons lewens en dit wat ons doen word bepaal deur ons gesindheid. En jy kan dalk die regte ding doen wat die Bybel vir jou vra. Maar met watter gesindheid doen jy dit? Partykeer spreek ons gesindheid harder as dit wat ons doen. En dit gaan oor gesindheid. Kom ons lees nou eers, ek praat nou met die manne. En die van julle wat nou nog nie getroud is nie, julle gaan eendag trou. En so, julle moet nou al in gedagte kry dat julle jou gesindheid moet regkry. Kom ons bly na Kolossense 3 vers 19. Kolossense 3 vers 19 sê vir die mans, julle moet julle vrouens lief hê. En moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Nou hierdie liefde, as jy nou wil weet waar staan die meeste geskryf hoe die man teenoor die vrou moet wees, kan jy maar in Efesiërs 5 gaan kyk, daar van vers 21 af tot en met vers 32. Daai gedeelte is die skrif wat jy kan gaan lees vir jouself oor, as jy wil weet as vrou, hoe om teenoor jou man te wees, wat die Here van jou verwag. Hoofsaaklik is dit 2 goed wat in daai stuk staan, is dat jy moet onderdanig wees en eerbied moet betoon aan jou man. En dan vir die man word gesê, dat
hy moet sy vrou lief hê, en dan sê hy dat hy moet haar versorg, soos versorg en vertroetel en al die goede, maar dat hy haar so moet lief hê, soos wat Christus die kerk lief het. En dit is om 'n lewe neerleggende liefde vir jou vrou te hê. Dis waarvan dit bespreek. Dis nie verleio liefde nie. 'n Verleio liefde is 'n liefde wat man en vrou aanvanklik vir mekaar het, wat hulle by mekaar bring. 'n Verliefdheid. Maar die liefde waarvan hier gepraat word, hier in Kolossense 3 vers 19, is agape liefde, of agape, soos jy dit ook al wil uitspreek. Dit is 'n onvoorwaardelike liefde. En dit is nou net hier waar die probleem inkom. Gemeeste van die tyd in 'n huwelik, is dat het gaan oor voorwaardes. Ek sal vir jou lief hê as jy. Gaan nou met die vrouens praat, ons praat eers met die manne. Die manne wat vir die vrouens sê, ek sal vir jou lief wees as jy dit en dit en dit. En dan probeer hulle allerlei redes kry waarom hulle in buiteegtelike huwelike betrokke raak, waarom hulle langer werk by hulle werke, want dit is nou nie meer lekker by die huis nie. Dis nie die oplossing vir die probleem nie. As jy die regte gesindheid het, en jy uit 'n Christusgesindheid, dan gaan jy niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar dan gaan jy jou vrou hoor ag as jouself. En ek wil vir jou 'n paar goed net lees, wat nou in al die verklaringe wat ek nou gaan opsoek het, wat daar staan. Hierdie agape liefde, sê hulle liefde wat 'n man laat sterf, soos Christus, terwille van sy vrou. En jy moet bereid wees om te sterf vir jou vrou, terwille van haar, for her well-being. Sodat sy gelukkig gaan wees, sodat sy tevrede gaan wees. En dan sê hy, dat jy moet nie lewe vir haar bitter maak nie. Nou hier woordjie bitter, kom van die woordjie to cut or to prick, pointed en sharp af. En die skrifverwysing wat hulle hier het, is dit wat in Jakobus 3 staan. En as ons nou soontoe bly, dan sien jy, hier gaan dit regtig oor 'n manier van praat, dat jy nie moet vir haar kat moet hoor nie. Hier staan spesifiek, uit dieselfde mond kom lof en vloek. Gaan nou verder praat. My broer, so moet dit nie wees nie. En dan gaan hy aan en sê, is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle, dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het, want dan praat julle nie die waarheid nie. So wat hy hier so eintlik vir ons net sê, is dat die man moenie, dis die ander, op 'n ander plek waar ek opgesoek het hy ook gesê, to show no bitterness, behave not harshly. So jou optrede en jou manier van praat, moenie hartsteek nie. Moenie hartseer maak nie. En ek glo die rede daarvoor is omdat as jy nou gaan kyk in 1 Petrus 3, waar nou ook 'n gedeelte is waar gepraat word van man en vrou, dan staan daar in julle, dit word altyd 'n verkeerlik einde verwys na die vrou, dat sy die swakke geslag. Hier staan, sy is die swakke geslag. En dit beteken nie dat sy minder spiere het nie. Dit beteken sy is more beautiful, ja? En sy delicate and frail. So dis hoekom die mans nie met haar moet praat met bitterheid, sodat sy kan seer gemaak word nie. Ons is net meer sensitief. En is dit nie so nie? Mans, julle moet weet, dat julle vrouens is baie meer sensitief oor hoe julle met haar praat, en hoe julle teenoor haar optree. As jy enigstens op 'n harde manier, soos wat jy op die rugbyveld sal optree, of teenoor 'n man sal optree, stampend, so, jy weet, seentjies, hulle sê mos, as seentjies groot word, die manier hoe hulle boeties vir mekaar liefde bewys, is nie, hulle val nie mekaar om die nek, en soos dogtertjies doen nie. Nee, hulle stamp mekaar. Dis 'n manier van liefde wys. Nou, ongelukkig is daar mans wat 40 en 50 jaar oud word, dan wil hulle nog so liefde bewys teenoor hulle vrouens ook. Hoor nou vanaand, dat dit werk nie so nie. Die vrouens is die swakke geslag. Hulle voel jy maak hulle seer. Ok? So saggetjies praat, mooi praat, met 'n mooi gesindheid. Dan gaan jou vrou dit ook op so 'n manier ervaar en beleef.
Ek wil net oor iets anders praat, wat miskien 'n sensitiewe deel is, maar ek het net gelei gevoel om dit te doen. En dit gaan oor om ontrou te wees in die huwelik. Want ek weet daar's baie keer mans wat ontrou is teenoor hulle vrouens, en dan sal hulle sê, ja, maar dit is omdat hulle vrouens nou nie dit doen nie en dat doen nie. Waaroor gaan dit? Hulle moet teenoor hulle vrouens optree in liefde, onvoorwaardelike liefde. Met ander woorde, ook al wil jou vrou nie vir jou gee wat jy wil hê nie, en teenoor jou optree soos wat jy wil hê nie, beteken dit nog dat jy haar onvoorwaardelik moet lief hê. Onthou, jy is die hoof van die huis. So as sy dinge doen waarvan jy nie hou nie, moet jy as die leier optree en vir haar dan help om die dinge te doen wat dan moet gedoen word. Ook al is sy verkeerd. Okay? Maar moet dit as 'n verskoning gebruik. En met daai gesindheid, want op die ouend as jy dit nie reg stel nie, dan raak jou gesindheid net al hoe meer negatief. Is dit nie so nie? En dit is altyd vir my so lagwekkend dat mans byvoorbeeld sal sê, jy weet dat ek het nou by hierdie vrou se lewe betrokke geraak. Ek kon dit net nie help nie. Dis 'n leuen, 'n absolute leuen. Daar's altyd 'n aanloop tot 'n buiteegtelike vrou. Daar is altyd 'n eerste ekstra langer kyk of ietsie sê wat daartoe aanleiding gegee het of deesdae as dit SMS'e en wat ek ook sulke goeie is om met vuur te speel. Jy doen dit nie. Jy kan nie agterna sê, ja maar my vrou doen nie dit of dat nie. Dit is onaanvaarbaar, want die woord sê vir jou dat jy haar onvoorwaardelik moet lief hê. Onvoorwaardelik moet lief hê. Ja, nee, dit is absoluut waaroor dit gaan. Dit is absoluut so. Om weer terug te kom, die vrou wat die swakke geslag is. As jy, en ek dink julle mans behoort dit te weet, as jy in 'n buiteegtelike verhouding betrokke is, wat doen jy aan jou vrou? Weet jy dat dit is 'n verwerping wat sy beleef, wat skrik vir niks. Of jy nou ernstig is daarmee, of nie ernstig is daarmee nie. Dis verwerping wat sy beleef. Ons het mense wat ek ken, of het ek nie weer vir julle vertel van die ouetjie wat hy is getroud, en die dag op sy troue, nee, het ek vir julle vertel daarvan? Vir die van julle wie was nie, wat gesê het sy vrou is vir hom soos 'n Bentley motor. Hy sien 'n vrou as 'n motor. En sy vir hom, nou die een wat hy nou mee getrou het, is vir hom soos 'n Bentley motor, dis sy motor, en dis hy trots op sy motor, en hy versorg die motor baie mooi. Maar daar's geen rede hoekom hy nie met ander motors kan ry nie. Wat 'n gesindheid is dit? Vergeet daarvan. Onthou dit, ek wil verlede week ook vir julle sê, ek wil nie wetties raak oor hierdie goed nie. Ons is nie hier om mekaar te veroordeel of ietsie. Dit gaan oor 'n gesindheid. En die gesindheid in die eerste plek moet wees, net maar oor jou vrou of teenoor mekaar, wat ons ook al behandel hier. Dit moet gaan oor dat ek doen dit graag wat die woord van my vra. Terwille van die woord, terwille om aan Christus gehoorsaam te wees, wil ek graag die man wees vir my vrou wat die Here wil hê ek moet wees. Dit is altyd wat ek vir mense sê. Ons as manne en ons as vrouens, ons kom nou by onsself uit, ons gebed moet wees, Here, maak my die man of maak my die vrou wat U wil hê, dat ek vir hierdie man of hierdie vrou moet wees dat ek mee getroud is. En onthou julle manne, as jy na 'n paar jaar na jou vrou kyk en jy het nie meer dieselfde gesindheid teenoor haar wat jy gehad het die dag toe jy die ring in haar vinger gesteek het nie, dan het jou gesindheid verander. Maak nie saak wat sy gedoen het nie, ook al het sy vir jou aanleiding gegee daaroor. Jou gesindheid kan weer terug verander wat jy gehad het toe jy die dag die ring in haar vinger gesteek het, toe jy gevra het om met haar te trou. Dit kan. Net soos wat hy verander het negatief, kan hy positief weer terug verander. Stem julle saam? As hy negatief verander het, kan hy mos weer regkom ook. En dis wat die Here wil hê. Kies
Dit gaan oor 'n keuse. Ek het julle verlede week ook gesê, 'n gesindheid hang af van 'n keuse. 'n Keuse wat 'n mens maak. Daar was, sap jy daai dag ergens ook, weet jy waar, nie gehoor of gelees of wat ook al, van die man wat by die lughawe staan. En, of anders hy kom van die vliegtuig af, en sy vrou en 2 kindertjies staan op die lughawe. En 'n ander man staan en kyk vir hulle. En sy vrou en kinders kom aan, en hy groet sy 2 kinders, man, hy soen hulle op, en hy druk hulle op, en toe hulle nou klaar gegroet het, het hy sy vrou, en hy soen haar hartstogtelik. En die man gaan toe na die ou toe, en hy sê vir hom, "Jene meneer, maar jy groet jou vrou en kinders aan vreeslik, hoe lang was jy van hulle al weg?" En die man, "Hoe lang is jy al getroud?" Hy sê, "Nee meneer, ek is 12 jaar getroud, en ek was net vir 2 dae weg." Hy sê, "Maar liewe land, ek hoop, as ek 12 jaar getroud is, en ek was 2 dae van my vrou al weg, sal ek net so na haar verlang het, en net so bly wees om haar weer te sien." Die ou draai om en hy sê, "Meneer, jy moet nie dit hoop nie, jy moet dit besluit." Dit is 'n keuse. Elke man wat hierso sit, en jy weet wat is die gesindheid teenoor jou vrou, maak dit net wat jou vrou gedoen het, dalk het sy jou al baie teleurgestel, dalk is sy glad nie die vrou wat jy gehoop het, jy gaan kry, toe jy 10 jaar terug, of 30 jaar terug, of hoe lang terug met haar getrou het. Ek wil vanaand vir jou sê, terwille van jou verhouding met die Here, en die seën en die geluk wat jy hier op aarde beleef, kies vanaand om jou gesindheid teenoor haar te verander. Jy het haar gekies, kies nou om ook jou gesindheid te verander. Die Here sal verseker vir ons eer daarvoor. Deuteronomium, hy stem saam, is reg my voorsien, dit is reg. Deuteronomium, waar staan het? 30. Deuteronomium 30. Die hele stuk van die begin van Deuteronomium gaan oor die woord. Die woord is nie te ver nie, en die woord is nie te moeilik om te bereik nie, die woord is binne ons bereik. Hy sê in die hemel nie, dit is in ons bereik. En dan sê hy, as jy dan nou hierdie woord het, kies vandag. Kies die lewe, of kies die dood. Kies die voorspoed, of kies die teenspoed. En ek glo jy weet nou altyd in hierdie tyd, as jy kies om te leef volgens wat die woord sê, die beginsels van die huwelik toe te pas volgens die woord, dan kies jy die lewe. Weet julle, ek weet, hulle het al baie keer, ek dink jy kry 'n boek of wat ook, en hulle het al baie gesprekke daaroor gehad, dat hulle onderhoude gehad het met mense wat op hulle sterfbed lê of baie oud is, en dan is dit skatryk mense. En as hulle vir hulle gaan vra, as jy nou gelukkig met jou lewe wat verby is, dan het nie een van hulle ja gesê nie, want feitlik almal van hulle het stikkende huwelike gehad. Geld kan jou nie gelukkig maak nie. Jou 20 grade gaan jou ook nie gelukkig maak nie. Jou kar waarmee jy ry, wat vir aardse goed is, gaan jou nie gelukkig maak nie. Maar as jy 'n gelukkige huwelik het, dan is jy gereed om enige situasie in jou werk, of wat daar buitekant in jou huis is, om dit te kan hanteer. En dit gaan van jou afhang. Ek wil weer vir die man sê, as jou vrou nie is wie jy wil hê sy moet wees nie, jy is die hoof. Gaan sit met haar en bespreek met haar in liefde, met onvoorwaardelike liefde. As jy veroordeling wil gaan jy dit verloor. Maar jy is die hoof van die huis, gaan bespreek dit met haar. En dan teenoor die vrou, net 'n ander ding wat ek wil sê, mans, moenie jou vrou bespreek met ander mense nie. Moet haar nie ontbloot voor ander mense nie. Sy is die swakke geslag, onthou. Baie keer is mans geneig om grappies te maak teenoor vrouens in geselskappe. En baie keer is dit maar geneig om onder die bel te wees. Jou vrou is die swakke geslag. En dit is nie om haar bitter te maak. Jy steek haar, jy maak haar seer. So, moenie dit doen nie.
En dan wil ek net 'n ander ding ook sê, ek kan nie help om dit te sê nie. Jy weet, ek het al baie huwelikseminare bygewoon, baie. En een ding wat my nog altyd baie ontstel het, en julle mans gaan nou nie hou daarvan wat ek sê nie, daar word altyd by huwelikseminare geskerm, en gesê, die onthou net, die vrouens moet nou dit doen en dat doen, want die manlike ego is 'n verskriklike ding. Die mans het almal 'n ego, en hulle is nou maar so, en julle vrouens moet nou maar vrede maak daarmee. Weet julle, as ek die Bybel lees, dan word daar nie 'n uitsondering gemaak vir mans, dat hulle nie moet sterf in hulle self nie. En 'n ego is niks anders as die eie ek nie. So ek is jammer, mans, ook al het julle 'n sterk ego, wil ek vanaand vir julle sê, as jy gaan sterf van jouself, soos wat die Here vir elke mens vra, nie net vir vrouens nie. Hy vra vir ons om sy heerlikheid te wees. Wat is heerlikheid? Beteken sy karakter, sy natuur en sy vermoëns. Nie jou karakter, nie jou ego nie. Jy moet sterf van daai egootjie van jou. Dis hoekom mans sukkel met hierdie ding. Want hulle bly, daar word vir hulle gesê, dis maar okay, jy het mos nou maar hierdie ego van jou. Okay, so ekskuus vir daai ene, maar ek het gevoel om dit te sê. Kom ons kyk nou, die vrou se gesindheid teenoor haar man. Kolossense 3 vers 18. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. In Efesiërs sê hy, dat die vrou moet aan haar man onderdanig wees, soos sy aan Christus onderdanig is. Dit is vir my half 'n makliker ene. Want dit is vir ons vrouens oor die algemeen baie maklik om aan Christus gehoorsaam te wees. Maar dit is nie vir ons so maklik om aan ons mans gehoorsaam te wees altyd nie. Onderdanig bedoel ek. Onderdanig te wees nie. Okay, kom ons gaan kyk nou na wat sê die skrif. Hy sê, wat beteken hierdie onderdanigheid? Beteken dit nou, jy is sy vloerlap, hy kan maar op jou trap? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken ook nie dat jy, wanneer hy vir jou sê spring, moet vra, hoe hoog moet ek spring nie. Onderdanig beteken, dit was vir my kosbaar, hy sê, to draw up by jou man, jy gaan staan by hom, in order of battle. En weet jy, toe ek dit lees, toe sê ek, Here, maar wat 'n battle? En ek ervaar die Here sê vir my, die grootste aanslag wat daar is teen huwelike, is dit nie so nie. En weet julle vrouens, as ons nie onderdanig is nie, dan is ons uitgelewer aan die battlefield, aan die oorlogveld. Die Here vra van ons om onderdanig te wees. En as ons nie is nie, dink ek is dit 'n maklike teken vir Satan om te kom steel in huwelike. Ek en jy moet onderdanig wees in die sin dat jy jou man sy regmatige plek gee as hoof van die huis. Ons is in Genesis is al reeds gesê dat die vrou is geskape om die man te help. Daar staan ook in dieselfde sinnetjie, ons is die man se gelyke. Dus hoekom daar nie? Die man is nie hoër as ons as vrouens nie. Ons is hulle gelyke. Ons is apart in funksie, ja. Maar ons is hulle gelyke. Hulle is nie hoër as ons of beter as ons nie. Glad nie. Maar ons is hulle helper. Dit is wat ons veronderstel is om te wees. Dan sê, en hierdie helper beteken to be his aid and to protect him and to surround him. En dit beteken dat jy 'n veilige hawe by jou huis moet skep vir hom. Want wanneer hy terugkom, het hy dit nodig. Hy moet daai comfort hê, daai protection hê, daai surrounding moet geskep word vir hom, dat hy net kan ontspan en maar kan aflaai en net homself kan wees. En ons moet hom help daarin. As ons byvoorbeeld verder gaan kyk, ek het nog weer eens wil ek het super goed neergeskryf dat ek net mooi my
storie met agter mekaar kry. Hulle sê ook wat onderdanig beteken op 'n ander plek sê hy, dis die teenoorgestelde om jouself te handhaaf. Ons vrouens moenie onsself probeer handhaaf nie, want ons het 'n hoof van die huis en dis ons mans. Dis ook die teenoorgestelde van om onafhanklik te wees. Ons vrouens moet afhanklik wees van ons mans. Dis daai ding wat ons verlede week ook gepraat het van die eie bankrekening. Dis ook die teenoorgestelde om autokratiese mens te wees. Die vrou moet die begeerte hê om goed klaar te kom met haar man. Dit moet ons gesindheid wees. Ek wil alles doen om goed klaar te kom met my man. Dis hoe ons hom help. Ek wil goed klaar kom met hom. Nou onthou nou, ons moet onderdanig wees soos ons aan Christus onderdanig is. So ons gesindheid moet wees dieselfde gesindheid wat ons teenoor Christus het. Hoe is ons as vrouens teenoor Christus? Here, ek doen net wat U vir my sê. Ek wil net in volle aan U gehoorsaam wees. Is dit nie so nie? Man ook. Kom ek sê vir jou, as jou man vir jou vra om 'n bank te gaan beroof, gaan jy nie aan hom gehoorsaam wees en onderdanig wees nie. Alles wat volgens die skrif is. Wat volgens die skrif is jy aan hom gehoorsaam. Die ander ene wat hy sê, interessante een wat ons miskien minder van gaan hou, hy sê, wees tevrede met minder as wat jy verdien. Ons as vrouens moet tevrede wees met minder as wat ons verdien. En hy sê dat ons moet 'n reasonable attitude hê. Dit word ook vir die vrou gesê. Ek en jy moet onthou as vrouens dat my man kan nie die hoof van die huis wees as ek dit probeer wees nie. Net een kan hoof wees. Daar kan nie twee hoofde van 'n besigheid of 'n skool of enige iets wees. Net een kan wees. En as ek dit probeer wees, kan hy dit nie wees nie. As ons gaan kyk op 'n ander plek in die Bybel waar daar gepraat word van die vrou in 1 Petrus 3, dan eindig 1 Petrus 2 met die begrip van ons is skape en ons het 'n herder. En dan sê hy verduidelik dit. Hy sê julle is immers soos skape, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Dan sê hy vrouens in al die ander vertalings staan daar net so moet julle aan julle mans onderdanig wees. Ons mans is ons herder en ons volg hulle. Jy sien, dit is waar dit inkom. En as mense wil prakties weet, dan sê ek altyd, en wanneer jy en jou man verskil oor een of ander iets, en ek gebruik altyd die voorbeeld van waar jy gaan vakansie hou, of hoe jy jou kinders grootmaak, en julle twee gesels daaroor, bespreek dit met mekaar, en julle kan nie konsensus kry nie, dan staan jy as vrou terug. Ook al weet jy, jou man maak 'n verkeerde keuse. Jy weet hoe om die Here te vertrou, dat daai verkeerde keuse en iets goeds kan gaan, of jou man van keuse kan verander. Maar dis 'n verkeerde gesindheid om dis selfsugtig en is eersugtig dat jy wil hê dinge moet gebeur soos jy dit wil hê. Dis nie 'n Christus gesindheid nie. Dis nie altyd lekker nie, maar ek wil weer vir jou ook sê, vir myself en vir ons elkeen wat vrou is. Dit gaan nie hieroor om onderdanig te wees aan my man, om hom te please, of dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor wat vra die Here vir my as vrou. Met so 'n gesindheid is dit makliker, is dit nie so nie. En ons as vrouens moet vanaand daai keuse maak en daai besluit neem, dat ons aan ons mans wil onderdanig wees, omdat die Here dit van ons verwag om te wees. Okay. Jy mag ook niks uit eerste of selfs doen nie, né? Jy moet jou vrou na jou skoolmaat toe wil vat. Ek weet jou nou bly by jou, jy kan ook nie ver te ry nie.
gesindheid. Ek het dit al hoeveel maal gesê, maar dink net 'n bietjie. Dink net 'n bietjie. Enige besluit wat jy neem in jou huis oor waartoe ons gaan, wat ons doen, wat ons nie doen nie. Nie meer wat ek wil hê nie. Dis nou vir mans en vrouens hierdie. Maar wat wil jy dit hê? Dink nou byvoorbeeld daaraan. Dink nou net vir 'n oomblik daaraan. Dat ek as vrou sê vir my man, kom ons doen net wat jy wil hê. En dan sê die man, nee my vrou, ek wil net doen wat jy wil hê. Op die ouens gaan dalk nie weet wat om te doen nie, nee. Maar dit gesê 'n ander gesindheid, as om te sê, nee, ek wil dit doen. En hoor nou, ons as vrouens, as ons op die ouens terugstaan en ons man, ons is onderdanig aan hulle en hulle, dit word dan nou gedoen wat hulle wil doen, met wat 'n gesindheid. Is dit, okay, laat ons dan maar gaan. Laat ons dan nou maar doen wat jy wil doen. Verkeerde gesindheid. Is dit nie so nie? Of stilstype vir 'n paar dae. Want jy het mos nie jou sin gekry nie. Wat is die gesindheid? Dit werk so in die lewe, op die ou end, dat wanneer jy die minste is, dan kry jy op die ou end jou sin. Dit geld vir man en vir vrou. As jy die eerste ene gaan wees, wat 'n Christus gesindheid het, gaan jy op die ou end jou sin kry. Toets hom 'n bietjie. Maar in 'n positiewe sin, jou sin kry. Nie met 'n vermakerigheid nie. Ok. Ek wou net gepraat het oor die gesin. Ons kan oor die huwelik kan ons vir dae praat, maar ek dink ek het min of meer alles gesê. Vir die vrouens wil ek ook net sê, jy bespreek ook nie jou man en sy foute met ander mense nie. Nie met jou eie ma nie, want weet jy wat is die gevolge? Of jy met jou skoonma doen of met jou eie ma, wat is op die ouens hulle gesindheid teenoor jou man? As jy loop stories aandra oor huises en so. Die enigste persoon met wie jy jou lewensmaat bespreek, is met die Here. Ek praat nie van in 'n konsultasiesituasie nie. Ek praat ook nie daarvan as jy 'n enkele vriendin het wat jy werklik kan vertrou, wat jy jou hart kan uitpraat, want ons het soms nodig om ons harte teenoor vleis en bloed uit te praat. Maar dan moet dit waaragtiglik iemand wees wat jy op kan staatmaak en vertrou. Maar anders ontbloot jy jou huweliksmaat. As jy al ewig sê, ja maar hy is nou weer sis en hy is nou weer so, en hy het nou weer dit gedoen en hy het nou weer dat gedoen. Julle is 'n nuwe gesin. En die foute wat daar is en die probleme wat daar is, word tussen julle twee uitgesorteer. En nie skoonmense betrek of familie betrek of vriende betrek, hulle het met die saak niks uit te waai nie. As jy nie weet hoe nie, gaan sien in die Bybel en vra vir die Here hoe om die saak uit te sorteer, as daar probleme is. Dan moet jy van jou man praat. Ek praat altyd van hierdie as my liewe goeie man, dit is nou al... Dit is so mooi. As ek is my liewe goeie man, dit is iemand of my gesê, ja. Hulle kan nog nou so snelle man. Ja, nie maar dit is regte, ek het ook al, ja. Ja, jy spreek dit oor hom uit. So ek onthou die eerste keer toe ek dit gehoor het, ek het gesê, hy, dit is so pragtig. Dit is regtig mooi. Julle gehoor? Sy praat van haar man is my liewe goeie man. Beter as ou man. Die klem is op die man, nie op die ou nie. Ja. Ok, kom ons kyk nou gou 'n bietjie, hoe moet ons gesindheid wees teenoor ongelowige mense en teenoor ander mense? Is julle almal happy oor die gesindheid in die huwelik? Is daar iemand wat iets wil sê? Nou ons het gesê dat dit is regtig, ons wil graag leer van mekaar. Is daar iets wat jy wil sê ook oor gesindheid teenoor 'n huweliksmaat? Baie welkom. Dis heeltemal reg. Dis absoluut so. En ja. En onthou net 'n bietjie. Dit gaan onthou hierdie die verskille kom in oor die willetjies. Ek wil en jy wil. Wat wil die Here hê van ons wille?
My wil moet God se wil wees. En my man moet ook God se wil wees. Dan gaan hom ons 'n eensgesindheid wees. Jy sien, die hele probleem is hierdie sterfding. Ek moet sterf vir myself, dat ek nie wil maak wat ek wil maak nie. Ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. Sien, my man teenoor almal. Dieselfde moet wees as my man. Die probleem kom baie keer in, om nou weer daaroor te praat, dat wanneer een gesterf het, en die ander het nie gesterf nie, dan is die een altyd die minste. En jy weet, jy voel later soos iemand wat, jy word op jou getrap. En dit is ook 'n ongesonde ding. Dis hoekom dit vir my so fantasties is. Ek het nou reg ook vir iemand gesê, jy weet, ek moet seker een of ander tyd ophou met die Bybelstudies, dinsdagoggende. Maar ek sal, as ek daarmee moet ophou, sal ek aangaan met die aandbybelstudie, want dit is vir my so kosbaar om mans en vrouens saam te kan, ek wil amper sê, oplei of te kan leer en saam 'n pad te kan loop. Want dit is vir my so hartseer en ek sien so baie ongelukkige huwelike wanneer die vrou so highly spiritual raak en sy leef so volgens die woord en dan kry sy so swaar as haar man van die Here se dinge niks wil weet nie. Nie van die Here se dinge nie, van die Here niks wil weet nie en van die woord niks wil weet. So dit is vir my altyd so hartseer as dit so is. So dit is vir my die ideaal dat man en vrou kan saam hierdie dinge leer. Dis ook nog 'n passie wat ek het om mense voordat hulle trou te kan leer van die Bybelse beginsels rondom die huwelik. Dat hulle huwelike reg kan begin. Weet ek weet nie van julle nie, maar ek het nie hierdie goed geweet nie. En 'n mens het soveel seer gekry voordat jy geleer het. En dis nie wat die Here wil hê nie. Dis waarvoor hy vir ons die woord gegee het. Die woord is ons lewensmanual. Ons moet nie leer uit ons foute uit nie. Mense sê dit mos, leer uit jou foute uit. Nonsens man, leer met die woord, dan maak jy nie foute nie. Hoekom moet die duiwel eers kom mense ongelukkig maak om daaruit te leer? So, dis dit. Kom ons gaan na die ongelowige toe. Wat is ons gesindheid teenoor 'n ongelowige? Wat is ons gesindheid teenoor byvoorbeeld die ander skrifgie wat Kolossense 4 vers 5 en 6, ons gaan hom nou lees. Die ander skrif Hebreërs 13 gaan oor iemand wat in gevangenis is. Maar eintlik is daai skrif dan nou as jy hom nou mooi gaan lees, gaan opsoek, dan sien jy dit is eintlik die gelowige, maar ek het hom ingesit vir mense wat sê maar dis 'n ongelowige wat in die gevangenis is, of in enige situasie, byvoorbeeld kom ons vat na 'n alkoholist of 'n druggie. Wat is ons gesindheid teenoor 'n druggie? Ag, jy weet, hy is useless, wat help het om met hom iets te doen? Dit moenie ons gesindheid wees nie. Ek sê altyd vir mense, en ek gaan nou vir ons 'n paar skrif lees. As daar so iemand oor jou pad kom, moet jy weet, dit is 'n geleentheid om hom by die Here uit te kry. Ja, jy kan nie met hom vriende wees en saam met hom sy druggie goed gaan doen en saam met hom sy drink goed gaan doen en saam met hom gaan hoer nie. Nie dit nie. Dis nie hoekom jy by hom betrokke moet wees nie. Maar met hierdie een doel voor oë, dat jy hom van die Here kan die waarheid wil vertel en by die Here wil uitkry. Kom ons lees ek gou die skrifgie se Kolossense 4 vers 5 en 6. Vers 4 sê, bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my, daar is vers 5, tree met wysheid op, teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Hy praat hier van mense wat nog nie by die Here betrokke is nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Jy sien, dis wat ek praat. Want as jy in sy geselskap is, moenie 'n geleentheid laat verbygaan om nie vir hom woord te gee, of om te bemoedig, of net vir hom liefde te wys nie. Net vir hom te wys, weet jy, ek gee vir jou om. Daar is niks wat jy al gedoen het, wat te erg is, dat die Here jou nie kan vergewe nie. Daai boodskap moet jy vir hom, daai gesindheid moet jy vir hom hê. Weet jy is net so kosbaar vir die Here, as wat ek is en enige iemand anders wat al die Here geken. Die enigste verskil tussen jou en my is Jesus. Vers 6 sê, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.
Hier gaan dit baie in die nuwe vertalings, hy praat hier van sout. Laat julle woorde met sout besprinkel wees of so iets. Nou hier sout, julle weet wat is die eienskappe van sout, dit gee smaak. En dit verwys na dat jou gesprek met daai persoon, dit moet 'n smaakvolle, dit moet 'n aangename gesprek wees. Met ander woorde, geen oordeel nie. Dit is so belangrik dat ons dit vanaand moet weet. As jy by 'n ongelowige kom, mag jy met jou lyfstaal en met dit wat jy sê, nooit 'n gesindheid oordra van, man, jy's 'n wash-out. Of daar sê ook, of ek is beter as jy nie. Dan verloor jy die kans wat jy het om daai persoon by die Here uit te kry. En dan die ander eienskap wat sout het, is dit verhoed dat dinge bederf raak. En hier praat hulle van swak kommunikasie. Jou gesprek moet so wees dat dit 'n oop kommunikasie is. Dat daai persoon die vrymoedigheid gaan hê om jou na jou terug te kom, om jou te gesels, as jy dan nie alles op die eerste gesprek kon afhandel om by die Here uit te kry nie, maar ook dat hy jou nie moet misverstaan nie. Dat dit moet 'n goeie kommunikasie, 'n oop kommunikasie wees. Wanneer jy by enige ongelowige is, moet sukses met jou gesindheid wees van dat dit 'n geleentheid vir jou om 'n getuienis te wees. As jy byvoorbeeld Psalm 1 gaan kyk, Psalm 1 vers 1 tot 3 wat praat van die ligsinnige, kom ons blaai gou soontoe, en die goddelose. Hy sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Jy sien dat jy gaan beïnvloed word deur die goddelose nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige samespan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oor dink. So, ons moenie, jy weet, ek onthou, daar's baie keer leraars wat die, ek voel altyd so half die situasie misbruik. Want dan sal hulle sê, nee, jy weet, hulle gaan sit in die kroeg en hulle drink ook 'n paar biere saam met die ouens wat daar is, want nou het hulle 'n geleentheid om met hulle te praat. Jy weet, dit help jy doen een verkeerde ding om 'n ander verkeerde ding reg te stel nie. As hy daar gaan sit by hom om by hom te wees, is dit fyn. Maar om dieselfde verkeerde goed te doen wat hy doen, dis nie fyn nie. Maar as hy sy begeerte is en sy doel is om by die evangelie by hom te kom, dit is ten minste 'n goeie en 'n regte ding. Maar onthou, ons moet dit doen, wanneer ons by goddeloses kom of by ligsinniges of wat ook al, dit moet gaan, ek en jy in daai gesprek, so moet vreugde vind in die woord, dat ons dit met hom sal wil deel. Dit moet ons uitgangspunt wees in die eerste plek. En dan ook Psalm 141 vers 5. Psalm 141 vers 5. Dit is eintlik vreeslike verse hierdie hoor. Hy sê 'n regverdige kan my in liefde slaan en teregwys, maar van die goddelose sal ek nie eers gasvryheid aanvaar nie. So dit klink so asof mense nie eers saam met 'n goddelose moet gaan eet nie, en om die waarheid te sê, die volgende versie wat ek vir jou wil lees is 1 Korintiërs 5 vers 11. Want hy sê dit eintlik vir ons daar. Hy sê wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan, hoor nou hierso, met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik is, of geldgierig is, of 'n afgodsdienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n bedrieger is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Maar onthou nou, aan ons is almal die boodskap van versoening toevertrou. Met ander woorde, ons is almal sielewenners. So as ek en jy 'n gesindheid gaan hê van ek wil niks met die goddelose doen nie, ek wil niks te doen met daai ou wat so en so maak nie. Ja, jy moet niks met hom te doen nie in die sin van om saam met hom te gaan doen nie. Maar die geleentheid aangryp om die woord met hom te deel, by die Here uit te kry. Daai gesindheid moet altyd by jou wees, by my en jou wees. Hebreërs 13 vers 3 gaan oor iemand wat in die gevangenis is, wat hy vir ons sê hoe ons daar moet doen. Hy sê, dink aan die gevangenis, asof julle self ook gevangenis is,
En aan die wat mishandel word, asof jy self ook mishandel word. Dit gaan oor daai empatie, daai meegevoel. Eens daai oop gesprek. Selfde beginsel wat ons gelees het in Kolossense 4 vers 5 is, wanneer jy met so 'n persoon praat, wees sout vir daai persoon. Geef vir hom moed. Dit help nie jy gaan vir hom sê, 'n gesindheid hê van, ag nee man, jy's nou maar bedoel vir dit. Hoeveel keer word dit nie vir sulke mense gesê nie? Hy is nou maar 'n ou tronkvoel, laat hy nou maar weet wat hy is nie. Dis nie 'n Christus gesindheid nie. Dis nie wat Jesus sou doen nie. Wat het Jesus gedoen met die prostituut? Hy het haar weggejaag gesê, ag jy's maar soos wat jy is. Nee. Wat het Jesus gedoen met die tollenaar? Saggeus. Jesus het saam met hom gaan eet, maar met die doel om hom by die Here te kry. Om hom tot geloof te laat kom. Ok, kom ons kyk, wat is ons gesindheid teenoor geld en aardse besittings? Is het verkeerd om geld te hê? Wanneer is het verkeerd? Wanneer ons geld belê om dit te gebruik, misbruik as mag, of wanneer dit vir ons iets is om oor te spog. Wanneer dit gaan oor hoogmoed. 1 Timoteus 6 vers 8 en 9 en 11 en 17 en 18. Kom ons lees die 8. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Wat hy weer sê, weet jy, die Here het nie gesê dat hy wil vir ons van ons almal miljonêers maak nie. Hy het wel gesê, hy sal vir ons kos en klere gee. Vir die gelowige. Kos en klere, hy sorg vir ons. Ongelukkig het die wêreldstelsel so ingekom in dit dat ons nie meer tevrede is met kos en klere nie. Ons is nou tevrede nie net om nie honger te wees nie, ons wil lekker eet. En ons is nie net tevrede met klere aan ons lyf nie, ons wil diesel dra en ons wil Nike dra en ons wil wat alles dra. Ken nie al die name-brands nie. En nou maak ons skuld om al daai greinklere te dra. Dus dan, wanneer sulke goed 'n probleem raak, vers 9. Maar die wat ryk wil word, hulle val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Vers 11. Maar jy, man van God, vrou van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. Vers 17 en 18. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Jy geweet die Here gee vir jou goed om te geniet ook? Spoor hulle aan om goed te doen. Hierdie ryk mense wat die geld het, spoor hulle aan om met daai geld om goed te doen. Om ryk te wees in goeie dade, vrygewig te wees en mededeelsaam te wees. Die rede hoekom jy wil geld hê, sal wil geld hê, is om ander te seën. Dis die regte gesindheid. En om die koninkryk uit te brei. As dit net gaan oor om 'n beter woonbuurt te gaan bly, 'n grander huis te hê, wat se aardse goed is ook, dan is jou gesindheid verkeerd. En weet jy wat? Daar's 'n beginsel, 'n Bybelse beginsel, wat sê dat as jy in die klein dingetjies getrou is, dan sal God vir jou die groter dinge ook toevertrou. Jy toevertrou met die groter dinge ook. En dit is rondom die finansiële ook. Dit is 'n beginsel. Het gaan oor jou gesindheid. Dis waaroor dit gaan. Wat is jou gesindheid teenoor geld en aardse besittings? Ek wil weer vir jou sê, as jy in 'n grander woonbuurt wil gaan bly terwyl jy
daar waar jy is alles reg vir jou. Dan moet jy net vir jouself vra. Ek sê nie 'n mens moet nie verbeter nie, maar dit hang af van jou gesindheid. Dis waaroor dit gaan. Ok, enige iets wat iemand hieroor wil sê? Volgende een wat ons oor gaan praat is teenoor die regering. Wat is ons gesindheid spesifiek in Suid-Afrika, want dis hoekom ek hom ingesit het, en as ek nou vir julle moet eerlik sê, is ek self baie skuldig hieraan. 1 Timoteus 2 vers 2. Wat is baie jou gesindheid teenoor ons regering? Hulle kan nie ons land regeer nie. Hoeveel keer het ons al doodgespreek oor hulle? Elke dag, ja. Hulle is 'n hopelose klomp. Dis net korrupsie. Weet julle, dit mag die waarheid wees. Dit is die waarheid, dit is die feite. Maar kom ons lees gou hierdie versie. Hy praat hierso van dat ons moet bid vir alle mense, en dan sê in vers 3 vir die wat regeer. Hoeveel keer bid ons vir die mense in ons land wat regeer? Ek doen dit elke keer as iemand vir my herinner aan hierdie versie, en dan doen ek dit een keer met 'n negatiewe gesindheid en hou ek op. Vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen. Hoekom? Hoekom moet ons vir die regering bid? Vir die volgende rede, en is dit nie miskien hoekom dit gaan in ons land soos wat dit is? Hy sê, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Ons in Suid-Afrika moet begin bid vir ons regering. Die probleem is nie die velkleur nie. Die probleem is ook nie die, sal ons dit nou maar sê, die onkunde en die onopgeleidheid nie. Die probleem is dat hulle die Here ken nie. 3/4 van hulle nie. En ons moet vir hulle begin bid dat dit kan reggestel word. Romeine 13. Romeine 13 vers 1 en dan vers 5 tot 7. Vers 1 sê, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is daardeur die beskikking van God. Dan vers 5 tot 7 wat sê, daarom moet jy jou onderwerp, nie net omdat jy vir straf bang is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Met ander woorde, jy ry nie stadig die spoed, omdat jy bang is jy moet gaan gevang word nie. Jy ry jou spoed, omdat daar 'n bogie is wat sê jy moet dit ry. Ook al dink jy dit is stupid om op hierdie pad 80 te ry. Ai, dit is ons allemaal moeilik. Vers 6, dit is ook waarom jylle belasting betaal. Dit is seer een. Want die owerhede is dienaars van God en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontzag as dit ontzag is, eer as dit eer is. Dit is 'n ding wat ek net mag vergeet het vir die manne. Nou wat ek hierdie woordjie eer lees. Daar word gesê dat die mans moet vir hulle vrouens aan hulle eer bewys. Weet julle wat beteken daai woordjie eer? To held as of great price. Jou vrou
moet vir jou wees soos 'n prys. En dis hoekom jy haar moet eer. Ek is nou weer terug by die huwelik, ekskuus maar dit is 'n belangrike een. Weet julle wat staan in Spreuke 19 vers 14? Die nuwe vertaling sê hom nie mooi nie. Rina, jy moet hom gou lees vir ons uit die ou vertaling uit. Spreuke 19 vers 14. Ek gaan vir jou lees wat staan in die nuwe vertaling. Hier staan: van sy ouers kan iemand 'n huis en besittings erf, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Lees hom gou in die ou vertaling. Huis en goed is 'n erfenis van die Vader, maar 'n verstandige vrou is van die Here. Verstandige vrou is van die Here. Maar die Engels, ek soek eintlik die Engels. Weet die Engelse Bybel. Hy sê daar so iets van who find weet jy wat, 'n wife nie found a good thing. Ons word van 'n ding gepraat. En hy sê so, dis 'n good thing. So julle manne, julle moet vir ons, julle moet weet, ons is vir julle soos 'n prys wat julle gekry het. Die eerste prys, nie die troost. Nee, die eerste prys. Die beste prys. Ek kon nie dit vergeet nie, so ek las hom nou in hier op nommer 99. Maar die selfde beginsel, nou moet ek weer teruggaan na Romeine 13 toe. Ons moet ook aan ons regering eer en ontzag betoon. Jo. Belasting. Ek weet daar word so baie geredeneer, die belasting is te hoog en dit is onregverdig en al hierdie goeders. Weereens die beginsel wat by al hierdie goeders is dis die woord. Dis die woord en dis wat die Here van ons vra. So wees aan die woord gehoorsaam, wees aan die Here gehoorsaam. Hy sorg vir sy kinders. Ook al is dit so dat die belasting te veel is. Ook al is dit onregverdig. Daar seën op elkeen wat aan die woord gehoorsaam is. Dis waaroor dit gaan. In jou huwelik gaan jy seën ervaar, omdat jy die beginsels van die huwelik toepas, omdat jy aan God wil gehoorsaam wees. Maak nie saak hoe verkeerd jou man is nie, maak nie saak hoe verkeerd jou vrou is nie. Dus jy doen wat die Here sê jy moet doen, mans, jy is onvoorwaardelik lief vir jou vrou. Beskou haar as die swakke geslag, iemand wat fragile is. En nou het jy nog gehoor, sy moet vir jou soos 'n prys ook wees. Moenie vir haar dinge sê en toe door haar optree wat haar steek en seer maak en prik nie. Dis wat die bitterheid storie van is. En ons as vrouens staan terug en laat jou man die hoof wees van die huis wat God beplan het dat hy moet wees. Hy is die hoof, hy is die leier. Hy neem die besluite. Ek dink aan alles wat jy nou gesê het en ek dink ook eerlik te sê wat kry hulle as hulle dit doen? Absoluut. Nie van mekaar as sulks nie, maar van die Here af. Jy is nie worry oor nie, jy glo op die altaar sit. Presies. Maar dan kry jy 'n nasionale terug. Presies, ek is so bly jy sê dit Dani, want dit is presies soos wat dit werk. Daai ding wat ek net maar gesê het, julle moet dit onthou, dis 'n verskriklike belangrike ding. Wanneer jy jou wil leer, want dit kom in sterk van jouself. Onthou ons gees is volmaak by die Here, maar ons sielsdimensie, jou wil, jou denke, jou emosies, jou begeertes, dis wat moet verander word. Dit is wat moet verander word soos Christus. Ek moet begeer, ek moet dink, ek moet wil wat die Here, volgens wat die Here is. En dan as ek dit doen, ek dink as vrou soos die Here, ek wil die besluite in my huis moet wees wat die Here wil hê, en my man ook, dan is daar outomaties 'n eensgesindheid. As almal van ons dit kan regkry, selfs die eenvoudige ding soos om waarheen om met vakansie te gaan. Die Here weet, wat gaan vir my en vir my man die beste plek wees om vakansie te hou. So, ek moet nie die gesindheid hê van, ek wil nou daar op vakansie hou nie. Ek moet by die Here gaan, Here, waar wil jy moet ons gaan vakansie hou? My man gaan hoor by die Here, waar wil jy moet vakansie hou? En op die ou end, 'n eensgesindheid. Dis eintlik so eenvoudig. Nou vir Christus voorbeeld, want hy is die begin volleinde van dit tot groot. Ja.
Hy het mense besoek gewas. Reg. Ja. So, nie raai, maar waardigheid kan betoon teen Ja. regering teen funksionele stelling. So. Nie omdat het, maar omdat het moet die so. Absoluut. Hy is die voorloper. Ok, ek dink ons stop maar hier, want volgende week dan gaan ons aan oor geleenthede. Dit is ook 'n lekker een om oor te praat. Wat is my gesindheid teenoor geleenthede wat op my pad kom? Gryp ek dit aan? Is dit negatief daaroor? Ons gaan 'n bietjie lekker gesels oor dit. En dan ook oor omstandighede.